So, meeste van julle herken hierdie, en as jy dalk te ver agter sit, dis 'n walkie-talkie. Een van die lekkerste speelgoed vir enige tienerseun. Ek weet nie, meisies dalk, ek weet nie. Maar ek bring hierdie walkie-talkie vandag as 'n voorbeeld, en dis eintlik my hele idee agter die boodskap. En as kind het ek en my broer met walkie-talkies gespeel, naamlik jy's een van hierdie einstes. Nou, dis een van die lekkerste goed om te gee, veral as jy 'n broer het. En wat ons gewoonlik gedoen het, is, as ons by my ouma hulle gaan kuier het, John Belito, dan het ons dit natuurlik saamgevat. En dit was 'n groot kompleks village effek. So met die doel is dat ek so een kant toe gaan en hy die ander kant toe. En ons sal sê, okay, hoorie, ek gaan op kanaal 2 of 3 of 4 wees, en dan praat ons so met mekaar. Dit was nog voor selfone natuurlik, so dit was anders. Dit was 'n awesome gevoel gewees. En as ons nie op dieselfde kanaal was nie, dan wel, jy sal nie met mekaar kan kommunikeer nie. Dit gaan net nie werk nie. Elke kanaal het sy eie frekwensie. So daarom, as jy op die regte frekwensie is, kan jy met mekaar praat. En dan nou en dan voel dit so 'n bietjie staties, jy weet, jy hoor so 'n bietjie geraas, ander kere kom die sein baie duidelik deur. En afhangende van wat tipe walkie-talkie het, kan jy relatief ver uit mekaar uit staan, met geboue en takke en alles tussen, en dit sal nie invloed hê nie. So hang af hoeveel jy wil spandeer op so 'n ouetjie, maar dis een van jou lekkerste speelgoed as kind. En ek sal dit altyd onthou, en ek het dit nou nog, ek het net batterye insit en dan gat ek. Maar ek gee hierdie as 'n voorbeeld, want my boodskap gaan juis oor frekwensie. En alhoewel dit soms moeilik was vir my en my broer om te praat oor die walkie-talkie, eventually kom op die punt, dan kan jy maklik praat. Maar is dit nie soms so dat dit voel soms so met jou verhouding met God nie? Jy weet, baie kere is dit hard en duidelik, ander kere is dit bietjie staties, jy sukkel 'n bietjie om te hoor, is amper asof 'n white noise is tussen jou en God. Nou natuurlik, ons almal weet, soos wat as jy sit, ons het nie iets nodig om met God te kan kommunikeer nie, ons het nie iets ekstern nodig nie, ons hoef nie iets te doen nie, ons hoef nie iewers heen te gaan nie, ons kan net wees, met God praat. Of dit in jou kar of jou huis, op jou werk, in 'n kantoor of in 'n klaskamer is, jy kan praat net waar jy wil. Maar dan vra ek die vraag, maar hoekom voel jy dan baie keer daar's amper 'n blokkasie? Hoekom is dit dat jy baie keer voel, ek bid in die plafon vas, ek is frustreerd, ek is mismoedig, ek kry nie deurbraak na God toe nie. Hoekom is dit dan so? Want dis nie asof ons batterye kan uithaal en vervang of 'n sterker walkie-talkie kry nie. Daar is niks wat ons ekstern kan doen nie. So die uitdaging wat ons het is, en dis waar ek weer kom op die woord frekwensie, is ons eie frekwensie. En ons frekwensie is ons gedagtes, dis ons emosies. Dit is wat ons terughou van God af. Want dit gaan eintlik op die vraag, dit kom neer op die vraag, op watter frekwensie is jou hart ingestel? Want ons weet, die hart is die oorsprong van die lewe. Die woord sê, bewaar jou hart, want daaruit lê die oorsprong van lewe. Waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. En dit kom neer op daai heeltyd, die ding van, wat is frekwensie? Nou, frekwensie is basies net die tempo waarteen iets vibreer of herhaal. In 'n geestelike konteks kan ek basies die volgende sê, dit verwys na die innerlike ritme of vibrasie van ons denke, woorde en emosies. Elke gedagte dra spesifieke frekwensie of energie, wat die atmosfeer binne en rondom ons beïnvloed. Dis die ongesiene krag wat 'n mens se geestestoestand, houding en selfs geestelike atmosfeer vorm. Nou kom ons gaan net terug op gedagtes neer, want ek wil nou nie woorde rondgooi wat dit te mekaar maak nie, maar gedagtes vorm vibrasie. Vibrasie skep energie, natuurlik. Energie wek emosie. Emosie word 'n oortuiging, en die oortuiging word jou realiteit. Dit net begin met 'n gedagte. Met daai gedagte, as dit verkeerd bestuur word, kan dit 'n realiteit word waarvan jy oortuig is. Dis daai wat jy sê, maar niks gaan goed vir my nie. Ek voel altyd so, dit is seker maar net hoe dit is. Dit het begin met 'n gedagte. En jy het daai gedagte gekweek, wat 'n vibrasie geword het, wat 'n energie geword het, wat 'n emosie geword het. Dis waar jy daai emosie begin voel van, eers depressie, want ek voel so. En daai depressie word jou oortuiging en dit word jou realiteit. Nou dis baie vereenvoudig, maar dit is die basiese beginsels van enige gedagte wat uiteindelik 'n oortuiging word.
Maar 'n gedagte, soos ek gesê het, is 'n frekwensie. As dit een is van negatief en wat sleg is, gaan dit 'n bepaalde uitkoms hê. En dit gaan 'n frekwensie in jou lewe skep, 'n realiteit wat jy altyd voel God is ver. Terwyl ons eintlik weet, maar God is nooit ver nie. Hy's by jou, hy's met jou. God is in jou. Dis amper asof jy twee tipe realiteit of twee waarhede in jou kop besig is om te mekaar te bots. Die een is, maar ek voel nie dit nie, en die ander een is eers maar die woord sê dit. Hoe kom die twee bymekaar? Vir wie luister ek? Want jou brein is nogals interessant. Jou brein wil iets bewys. En wat jy eintlik nou doen is, jy glo al twee realiteite. En dit maak dit vir jou moeilik. Dit maak dat jy nie daai vrede in jou hart kry oor waar jy is met God nie. Sien, jy leef uiteindelik nie net volgens wat met jou gebeur nie, maar volgens wat jy glo oor wat met jou gebeur. Die Bybel sê, ek gaan dit net weer herhaal, soos 'n mens dink in sy hart, so is hy. En dan die een skrifgedeelte wat vir my mooi uitstaan in hierdie is, die wat volgens die Gees leef, bedink die dinge van die Gees. En hier is 'n groot onderskeid wat ons moet maak. As ons sê ons is kinders van God en ons is Gees en ons leef volgens die Gees, dan moet ons dinge van die Gees bedink. En wanneer ons dit bedink, skep ons daai emosie binne in ons. Ons skep daai realiteit, ons skep daardie oortuiging en dan leef jy soos 'n oorwinnaar. Dan leef jy soos iemand wat eintlik werklik waar die skrifgedeelte kan aanhaal en sê hy wat in my is groot as hy in die wêreld is. Want jy sal die ou kry wat sê ja, ek ken die goeie nuus en ek weet ons is meer as oorwinnaars en die wat in Christus is, maar ja, maandag tot Vrydag of maandag tot Saterdag voel ek maar mismoedig, jy weet, ek voel bleh, jy weet, ek het nie 'n makliker woord om te beskryf nie, maar hoekom voel ons so? Sê met die woord sê jy is meer as oorwinnaar, alles in staat. Dit moet amazing wees, dit moet goeie nuus wees, maar tog voel jy weer so. Want ons kan nie ons gedagtes bestuur nie. Ons kan nie ons gedagtes reguleer nie. Ons is amper vasgevang in ons is amper slagoffers van ons mentaliteit. Ons is slagoffers van ons denkwyse. Want ons val te maklik terug in 'n rotine van slawerny, in 'n denkwyse van slawerny. Van, ek het hierdie skuldgevoel en ek het dit en dit en dit kort. Sekerlik kan dit nie vir my geld nie. En onmiddellik diskwalifiseer jy jouself van dit af. Met jou oortuiging het onmiddellik nou gegaan na iets anders toe, in plaas van dit wat God reeds vir jou gesê het, jy is. So dit wys jou dat jou gedagte is die uitgangspunt van jou geestelike frekwensie. Wat jy dink, voel en spreek, beweeg iets. Nou uiteindelik kom ons neer op die vind dat daar is 'n Christusbewustheid wat ons binne onsself moet kweek, 'n Christ consciousness. Dis iets waarna ons moet streef, iets waarna ons moet mik. Nou ons kan dit net doen as ons verstaan wat in ons eie onderbewussyn aangaan. En daai oomblikke wat jy stil raak. En ek weet, kyk, as ek klaar gewerk het, kom by die huis, dan stap ek in 'n woonstel in wat tubestil is. Daar's niks. Daar's nie 'n hond of 'n kat of 'n voël, niks nie. Dis tubestil. So as ek niets aansit nie, is dit net my gedagtes wat in die kop rondhardloop. Vir die eerste uur of so is dit fyn. Maar sit 'n lang naweek so by die huis. Dit raak rof. So ek weet nou nie van julle, maar vir my raak dit rof. Sien, en dis waar tyd 'n rol begin speel. Want dit is maklik vir ons Sondag voel dit lekker hierso. Jy voel lekker en of jy kom vorentoe en mense lê vir jou hande op en hulle bid en jy voel, ek voel verfris. 2-3 dae later of 'n week later, waar is jy dan? Dit is amper asof alles wat jy geglo het, daai oortuiging, daai oomblik, daai realiteit wat jy nou het in jou, begin amper so wegraak, dit begin verdwyn. En dis wat tyd 'n rol speel in ons lewe, want of ons is vas in die verlede van skuld en spyt en watter ander emosies nog, of ons is so bekommerd oor die toekoms heeltyd, ons het hierdie angsgevoel van, wat gaan môre gebeur, ek moet nog dit doen, gaan ek my bestuurslisensie kry, jy weet, gaan ek eendag kan bestuur, jy weet, al hierdie goed in die toekoms, en ons kan net nooit kom tot hier in die Here, in die nou nie. Sien, Aristotle het hierdie gedeelte geskryf, hy noem dit in Engels The Paradox of Time. En kyk, filosowe vra altyd net vrae.
Dis amper asof al wat hulle doen. En hy het een keer gevra, as tyd net bestaan uit wat verby is en wat nog nie hier is nie, is dit selfs werklik. Sien, is 'n raaisel wat hy amper in sy kop begin speel het. Maar die verlede is iets wat nie meer bestaan nie, die toekoms is iets wat nog nie bestaan nie, en die hede is net 'n flitsende oomblik. So, toe vra hy die vraag, maar is tyd eintlik dan iets werklik? Want hoekom fokus ons op gedagtes op iets wat verby is, dit bestaan nie meer nie, of fokus ons gedagtes op iets wat nog nie eens gebeur het nie, maar ons kan net nooit stil raak in die oomblik nou nie. Ons kan nie God ontmoet nou nie. Sien, die verlede is weg, die toekoms is nog nie hier nie, maar wat bly oor? Dis net nou, in hierdie oomblik. Wat jy nou doen, waar jy gedagtes nou fokus, en wat jy nou jouself oortuig van. Eksodus 3 vers 14, en ek het dit nou vinnig net genoem, is God praat en hy sê, ek is wat ek is. God leef nie in een dag nie, hy leef in nou. God sê ook nie, ek sal wees of ek was nie, God sê, ek is wat ek is. Die hier en nou, dis waar God beweeg, dis waar God werk. Ons kan ook nie vir God sê, Here, kan jy my eendag seën, kan jy my eendag help nie. God wil nou iets met jou doen. As God wil hê jy moet Ninive toe gaan, moet jy nou gaan. En as jy nie gaan nie, sal hy 'n plan maak dat jy gaan. Ek het een interessante studie gesien, en hulle vra eintlik die vraag, wat is die verskil tussen ys, water en stoom? Onmiddellik kan jy dink wel vaste stof, vloeistof, gas, maar hulle het eintlik neergekom toe op 'n ander antwoord. En die antwoord wat hulle gegee het is, die bloot verskil tussen ys, water en stoom is die staat van vibrasie. Bly nog steeds H2O is dieselfde stof, maar die verskil is die staat van vibrasie. Nou hoekom ek dit sê is, ek wil 'n tipe van 'n visuele beeld skep gou vandag. Nou ys sien ek amper as die verlede. Dis hierdie swaar, onbeweeglik, wanneer jy in jou ou skuldherinneringe vassit. Ys is 'n vaste stof, jy sit daar vas. Of die stoom wat verspreid, opgejaag, en wanneer jy vas staan in iets wat was en eendag is. Maar min van ons kan in die water wees wat vloeibaar teenwoordig, wanneer jy in die nou leef. Dis vloeibaar, strome van lewende water sal uit jou binneste uit vloei, beweeg in die nou, in die teenwoordig, beweeg nou tussen mense, doen nou wonderwerke, leef in hierdie oortuiging nou, nie môre nie, en gister wel bestaan nie meer nie. So wat verander? Dis basies net die frekwensie, en frekwensie is net die tempo van die vibrasie. So dit kom weer en terug op die volgende, is dis dieselfde met jou bewussyn, dieselfde met jou gedagtes. Fokus jy op 'n gedagte van in die verlede, want dit het 'n sekere bepaalde uitkoms, of in 'n gedagte routine van die toekoms. Dit het bepaalde uitkoms weer daar vir jou. Filosofe is interessant vir dit wat hulle doen, en ek dink kinders wat daai ouderdom bereik waar hulle vra maar hoekom? Ons ken daai, dis eintlik dan wanneer hulle ek wil amper sê hulle is klein filosofe, want hulle bevraagteken alles. Maar daar's tog unieke beginsel in dit. Nou ek het gepraat van die Christusbewustheid, en ek noem dit want ons is een gees met Christus. En die volgende wil ek net noem, dis 1 Korintiërs 6 vers 17. Hy sê, hy wat met die Here verenig is dit een gees met hom. Ons beweeg elke keer uit daai frekwensie uit daai eenheid uit met Christus, die oomblik wat ons vasgevang raak in dit wat in die verlede gebeur het, of as ons wees te veel bekommer of stres of angs het oor wat môre gaan gebeur. Moenie bekommer oor môre nie. Moenie vrees nie. Soveel waarhede wat die woord ons leer, en dit kom altyd neer op fokus op die hier en nou, want dis waar jy verskil maak. Sien, die siklus gaan altyd as volg, daai gedagte van 'n skuld van vrees wat 'n emosie het, 'n valse oortuiging, en jy is vasgevang in 'n realiteit. En die hartseer is van dit is, jy kan eintlik maar kerk toe kom elke Sondag vir die res van die lewe, maar as dit die siklus is waarin jy vasgevang is, gaan jy altyd dieselfde voel. Dan gaan jy na 40 jaar van kerkbywoning, met 100% bywoning, altyd maar op die einde van die dag op daai selfde gevolgtrekking kom, aan die einde van die week, miskien deur die loop van die week, en jy gaan sê, maar
Ek verstaan nie. Ek voel nie gelukkig nie. My hart is swaar, my gedagtes is nie van 'n oorwinning nie. Ek voel nie die geluk en vrede waarvan die koninkryk praat nie. Die koninkryk is vreugde, vrede en geregtigheid. Ek weet dit, maar ek voel dit nie. Want jy is vasgevang in daai siklus van jou gedagtes. En dit is baie maklik vir jou brein om in 'n siklus te kom. Dit is baie maklik. Maar dit is ook nie onmoontlik om uit te kom nie. Ons moet net nuwe gedagtes kweek. Dis waarom Romeine vir ons sê, word vernuwe. Word verander deur die vernuwe van jou denke. Dis wat bekering is dit nie? Om anders te dink. Ons het bekering verander na iets toe wat jy net een keer doen en is verby, maar bekering is 'n daaglikse proses. Vernuwing van daai denke, sodat jy kan word wie Christus gesê het jy is. Daai Christus bewustheid in jouself ontwikkel. 'n Stelling wat ek wil maak en is nogals interessant. Ek gaan in Engels sê, en ek in Afrikaans. So sin doesn't live in your spirit, it lives in your consciousness. Ek dink daaral. Sin doesn't live in your spirit, it lives in your consciousness. Sonde leef nie in jou gees nie, maar in jou denke en daai bewustheid van jou. Dis waar sonde leef. Sonde kan nie in jou gees leef nie, want jy is gees. Jy is een met God se gees. God en sonde kan nie saam nie. So onmiddellik sê dit iets van jou identiteit, dat jy is vrygemaak van sonde. Maar omdat sonde in jou bewustheid is, kom dit heeltyd ter in jou gedagtes in. Dit kom heeltyd al in en dat probeer jou oortuig en in meeste van die gevalle kry dit reg. Want jy is daarvan oortuig. Jy het te veel gefokus op daai gedagtes, dit het 'n emosie geword en dit het 'n oortuiging geword en nou is dit 'n realiteit van jou denkwyse. Dit bepaal hoe jy na die lewe kyk. Want jou hart is daarvan vol. Bewaar jou hart, want daaruit lê die oorsprong van die lewe. Christus bewustheid beteken om op te hou soek vir God in môre en om eerder te ontdek in die vloeibare nou. Sien, jy is wie God sê jy is en jy is reeds verenig met Christus. Ontdek wie die woord verklaar jy is in Christus en hou op vasgevang raak in die gedagtes van die vyand wat jy probeer oortuig van iets wat jy nie is nie. Want dis weer eens eintlik net the original lie just in a new package. Dis die wêreld wat kom ietsie in die oor fluister en sê nee, maar jy is nog nie goed genoeg nie. Net soos wat met Adam en Eva. Nee, maar God, jy is nog nie eintlik God nie, jy moet nog van daai boom van kennis van goed en kwaad eet, dan sal jy God word. Dis dieselfde vandag. Ons is vasgevang in daai selfde leuen. Dis net anders verpak. Die een kant sê ons ja, ek is 'n Christen, maar aan die ander kant voel ek ek is 'n sondaar ook. Jy kan nie albei wees nie. Jy is of Adam of jy is Christus. Dis of Adam conscious of Christ conscious. Dis net een van die twee. En die woord sê ek is Christ. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So hoekom Galasiërs 2:20 na my lewe dan? Nou moet ek myself leer om te mediteer op die woord te internaliseer, sodat dit deel word van my denke, sodat ek daai kennis van die woord het, wat vir my sê bewaar my hart, dan leer ek om my hart te bewaar. En wanneer ek my hart kan bewaar, weet ek dat die lewe wat ek spreek, die woorde wat uit my mond kom, is van oortuiging, is van krag tot krag en is van lewe. Maak dit sin? It's amazing as jy mens die woord so kan kyk. As 'n gedeelte in Joël 2:25, hy sê, God praat en hy sê, ek sal aan julle vergoed die jare wat die sprinkane geëet het. En hierdie teksgedeelte kom neer vir my op die volgende waar ek iets raak sien. Hy sê, God herstel nie net die omstandighede nie, hy herstel jou binnekant. Hy bring genesing vir die siel wat vasgevang het in verlies, vir die bewustheid wat gevries het in trauma. Want ek gaan skrif gesê, ek sal vir julle vergoed die jare wat die sprinkane geëet het. So iets het gekom en iets weggevat. Net so ook in ons lewens. Iets van die wêreld kom, 'n eksterne faktor, eksterne element, en hy kom en hy vat iets weg, hy vernietig iets. Miskien 'n oes, miskien vriend of vriendin, 'n familielid wat weggevat word.
en daar's trauma, daar's seer. Maar God sê hy kom herstel. Hy sal teruggee. Net soos hy teruggegee het vir Job. Sien, dis nie net herstel nie, maar dis ook herinstelling. Kom terug op daai frekwensie wat God vir jou gegee het. Kom terug op die frekwensie wat vir jou moontlik maak om met God te kan praat. Sodat nie dat vir jou voel, jy's maar, ek kom kerk toe en ek sing, ek hoor die woord, ek bid, maar dit voel nog steeds nie of ek met God kan praat nie. Ek voel nog steeds ver. Kom terug op dit wat God gesê het jy is. Nie wat die wêreld vir jou probeer sê jy is nie. Hy gee jou die nou moment terug. Hy wat jy kan voel, weet jy wat? Ek kan nou hier waar ek is, as 'n skepende wese in God, kan ek nou 'n verskil maak. En dis wie hy is, 'n skepende wese in God se koninkryk, volgens sy beeld en gelykenis geskape. Dit is die realiteit wat met deel raak van die denkwyse, dit is die realiteit wat jou Christus bewustheid vorm. Dis waar Paulus praat van imitate me as I imitate Christ. Hoekom sal Paulus so iets sê? Ek het nou genoem, dit is nie net herstel nie, maar dis herinstelling. Dis die batterye uithaal en vervang met nuus nie. Dis stil word in die woord, sodat jy kan besef wie jy is. Jou gedagtes vol maak met dit wat die woord sê jy is, en verklaar jy is, want dit is God se woord. Niemand kan jou skei van God se liefde nie. Wie kan teen God se woord gaan? So ek wil die stelling maak om te sê dat ons kan Bybelversies ken, ons kan dit leer, ons kan dit herhaal, maar as ons nie begin glo nie, as ons nie begin oefen daarop nie, of mediteer, dan gaan ons heeltyd mis. Is dit nie wat sonde is nie, om die merk te mis? Die mis wat God vir ons uiteengesit het, Amaratea, om die merk te mis. As jy vraag, maar wat is die merk? Om een te wees met God. Hou op dat die vyand jou skei van God met 'n leuen. Dis al wat die vyand het, is 'n leuen. Bekering herstel die frekwensie van denke en belydenis, stem saam met God se waarheid en spreek dit uit. So dit belydenis is om saam te stem met die woord van God. Dis al wat dit is. So bekering herstel jou denke na wie God sê jy is. Dit vernuwe jou denke in die proses ook. En belydenis is om te sê, Jesus, maar ek verklaar saam met die woord met my mond dat die woorde wat ek leer en lees is die waarheid. Dis belydenis. En as jy die twee praktiese goed so kan toepas en oefen, dan skep jy 'n realiteit vir jouself. Maar nou kom dit neer op daai gedeelte in die woord wat sê, jy's maar dood en lewe lê in die krag van jou tong. Nou spreek jy lewe oor jouself en nie dood nie. Nou spreek jy 'n nuwe realiteit en nie een waar jy vasgevang is in jou realiteit van denkwyse nie. Psalm 46 vers 10, wees stil en weet, ek is God. Een van die moeilikste goed om te doen is om stil te raak. So stil water wat die hemel reflekteer, begin jou siel God se beeld weerkaats, wanneer jy stil raak. Ons wag dikwels dat God iets moet doen, maar wat as hy wag vir jou? Om stil te word, ingestel te raak, en toe te laat dat sy stem deur jou begin vibreer. Christo, ek gaan vra dat jy lank vorentoe kom, terwyl ek die laaste gedeelte net sê. Wat is ewigheid? Nie daar ergens is nie, maar hier is, in hierdie asemhaling. Wat as ek die stelling maak en sê, jy is 'n ewigheidsdraer? Sien, dit maak my opgewonde om te weet dat ek is 'n ewigheidsdraer. Ek is 'n skepende wese. I'm created to be creative. Maak my opgewonde om te weet dat as Joshua praat van mediteer op die woord daagliks, sê dit vir my, maar en mediteer beteken herstel. Ek wil dit net in konteks gee. Mediteer beteken herstel. En dan vra jy jouself, herstel na wat toe? Dit maak my opgewonde om te weet daar's iets waarvoor ek kan streef, daar's iets waarvoor ek kan mik. Maak my opgewonde om te weet dat al wat ek nodig het is die waarheid van die woord. Om dit te herhaal oor en oor in my gedagtes, so daai emosie van sagmoedigheid, lankmoedigheid, vrede, blydskap,
deel raak van my denkwyse. Mag deel raak van my realiteit en deel raak van my oortuiging. Want hoekom sal die woord praat in Galasiërs van liefde, sagmoedigheid, lankmoedigheid? En hoe kry jy dit? Jy het gaan soek. Sien, is reeds deel van jou, maar jy moet dit van binne af buite kry. En jy kan dit net reg kry deur te mediteer op die woord. Daai regte frekwensie uit te oefen. En dis waar jy 'n verskil maak. Die verkeerde frekwensie en jy gaan altyd mis. Maar die regte frekwensie kan jou in staat stel om saam met God te skep hier op aarde. Okay, kom ons let ons so. Vader, ek sê dankie, Here, dat ons in hierdie oomblik kan sien, Here, dat ons het reeds alles wat ons nodig het, Here. U gee vir ons al die benodig, Here. U gee vir ons die woord, Here, en wanneer ons dit kan uitlê, wanneer ons dit verstaan, Here, elke beginsel kan toepas, is niks vir ons onmoontlik nie, Here. Here, ons sien hoe U besig is om met ons te verander, en U begin altyd met die hart, want daar het lê die oorsprong van die lewe. En wanneer ons dit het, kan ons beweeg na die deel van bekering en belydenis, Here, sodat ons gedagtes hernie, maar dit ook uitspreek en saamstem oor dit wat ons glo. Dat is dit eerder deel maak van ons bewustheid. Ons weet die uitdagings wat die wêreld gee is groot, Here, maar ons is in die wêreld, nie van die wêreld nie, Here. Dit wat geld vir die wêreld geld nie vir ons nie, Here. Want ons is skepende wese van ons eie. Ons is in staat om dit wat ons kan losmaak in die hemel, wat ons nodig het, Here. Ons kan 'n verskil maak hier waar ons nou is. Ons kan mense genees, Here. Ons kan hande oplê. En ons doen dit alles deur die Gees wat in ons is. Die Gees wat groter is as hy wat in die wêreld is, Here. Dankie vir hierdie oortuiging, dankie vir hierdie waarheid, maar dankie ook vir hierdie identiteit wat ons dra. En solank ons weet wat ons dra en wie ons is, Here, is niks vir ons onmoontlik nie. Amen.